Vanmôre graag met u 'n baie belangrike ding praat. Ons is besig om te praat oor hoe om saam met leierskap te loop, né? En ek dink dit is bitter belangrik omdat die Here ons saamgesit het om saam by die eindpunt uit te kom. Is dit reg so? En hy het vir leierskap die verantwoordelikheid gegee om die kerk so te rig totdat ons almal kom by die volheid. Almal kom by perfection. Ons het gekyk daarna waar ons kompas ingestel het en so aan, en dis ontsettend belangrik. Nou ek het laasweek vir u so bietjie meer aan die profetiese kant van hierdie goed 'n woord gegee, en ek wil net so vinnig saamvat soos ons gaan. Ons het gekyk na Dawid wat sê, die Here sê vir hom, 'n leier, 'n regverdige, 'n heerser in die vrees van God is soos die môre lig by sonsopgang. En hierdie môre lig laat goed uitspruit, dit bring nuwe lewe, en hy het gesê, so is my huis by God. 'n regverdige wat lei, as hy in die weë van die Here loop, dan is dit wat hy doen so. Daar's nuwe grasspruitjies, daar's lewe. Né, dis soos die sonsopkoms. Spreuke 4 sê, die pad van die regverdige is soos die lig van die môreglans wat al helderder word tot die volle dag toe. En toe het Maleagi 4 gesê, vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. So vir ons wat in hierdie goed leef en dit herstel en dit bou en so aan, sal die son van geregtigheid opgaan. Ek wil jy moet let op dit, son van geregtigheid. Jesus sê later vir hulle, hy sê, julle het die wat ek na julle toe gestuur het, doodgemaak. Hy sê, hoe dikwels wou ek jou bymekaar maak soos 'n hennaar kykens. Met ander woorde, hy wou dit doen deur hulle wat hy gestuur het. Hy wou hulle bymekaar maak soos 'n hennaar kykens. Hy wou hulle covering gee deur die wat hy gestuur het. Maar hulle het hulle eie siening en hulle eie wy gehad en hulle het hierdie doodgemaak. En nou sê hy dit, hy sê, jy weet, op 'n ander plek sê hy wat 'n profeet ontvang in my naam ontvang my. En julle ken al daai skrifte. Nou sê hy, nou sal julle my nie meer sien voordat julle kan leer om die gestuurdes te aanvaar nie. Jy hoor wat hy wil sê. So hoe gouer ons daai ding kan regmaak in die kerk. En ek het laasweek vir u gesê, ons is geleer, ons het groot geword met die pastoor kan net 2 jaar bly, dan sal hy moeg vir hom en dan moet hy wy. En jy weet, ons het altyd soms petisies opgetrek teen hom, ons het mense het hom probeer wegwerk en so aan. Hierdie goed was so rampant in die kerk van Jesus gewees. Nou is ons besig om anders te bou, is dit reg? Ons bou die kerk van die Here Jesus nou reg, en die eerste ding wat ons aan werk is, die verhouding tussen leierskap en die mense, wat saam met leierskap moet loop. Die een kan nie sonder die ander een nie. Jy hoor wat ek wil sê. Die een kan nie sonder die ander een nie. Nou wil ek gou vir u sê, as die Here iemand roep, as die Here iemand roep, en ons het nou baie woorde soos voltydse bediening en al hierdie goed wat ek dink ons nog nie lekker ingepas het oral nie, maar as die Here, want ons is almal geroepenis, maar die Here roep sommige ouens met die unction, wat is die taak, die roeping om sy kerk te lei na die punt van volwassenheid toe. U verstaan dit, né? Na perfection toe. Hy lê daai, Paulus sê die dwang is my opgelê. Hy lê daai dwang, my juk is sag en my las is lig. Hy lê daai liefdesdwang, lê hy op sommige ouens om voor te loop en die kinders van die Here te lei na die punt toe van perfection, om hulle te bring, om hierdie covering te wees, om hulle toe te maak met sy vlerke. Ek wil net gou gesê daar, die resultaat van dit, as ons hierdie ding reg kan bou, is die son van geregtigheid sal opgaan met genesing onder sy vleuels. Genesing onder sy vleuels. U gaan sien, as ons hierdie ding reg bou en die kerk van Jesus is sterk gebou, gaan jy genesing sien. En ek bedoel nie net fisiese genesings nie, genesing van goed wat mense vandag siek maak. Eers ou ouens, mense is siek. Maar ek praat van uit die wêreldse kant uit. As ons kan regbou en onsself kan regbring voor die Here,
gaan God, as hy 'n plek het wat hy ouens heen kan stuur. Weet jy hoe baie ouens is daar wat dit nodig het? Weet jy hoe baie ouens maak die spreekkamers van sielkundiges en goed vol? En sy antwoord is in die woord. Antwoord is in die woord, maar ons soek al hierdie goed en so aan en dinge wat mense pla en jy kan dit nie glo nie, maar hoekom? Omdat ons afgewyk het van God se plan. Ons het ons rug op hom gedraai, ons het ons eie pad gegaan. Dis die rede hoekom ons sit waar ons sit. En nou gaan die Here kom, as ons die ding kan herstel, gaan God 'n plek hê van genesing vir die nasies. Daar bedoel ek nie net een gemeente nie, ek bedoel sy kerk. Wêreldwyd gaan 'n plek wees. Openbaring 1 tot op die einde sê, hierdie bome wat langs hierdie stroom staan, wat Christus is, die bome, hulle wat uit hierdie stroom uit drink, hulle blare sal wees vir die genesing van die nasies. Wow, dis wat ons wil bou. Daar sal genesing onder sy vleuels wees, en dan sê hy die gevolg, en ek sien dit, ek het hierdie goed in die gees gesien, ons gaan huppel soos kalwers uit die stal. Dis die effek wat ons gaan hê, ons gaan hierdie vreugde smaak, terwyl ons gaan lees maar Maleagi 4, dis een van die skrifte wat ons laasweek behandel het, terwyl ons die goddelose vertrap, en dis nie vertrap en doodmaak nie, ons gaan heers oor dit wat hulle weghou van God af. Halleluja, ons gaan die gesag en goed hê oor hierdie goed, en hierdie goed gaan manifesteer in ons midde. So nou wil ek terugkom by, en dan die laaste vers wat ons behandel het, is ek weet julle het hierdie goed gekry, en het almal bestudeer die week, maar net gou oorgaan, Jesaja 51, waar hy sê, aanskou dan die rots waaruit julle gekap is. Kyk na Abraham, en kyk na Sara, en hoe ek hulle Abraham as eenling geroep het en hom geseën het. En dan sê hy op die einde, as God hierdie dinge doen vir Sion, vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Dis wat terugkom na die kerk toe. Die kerk gaan nie 'n kruipende effek wees wat net hier wil wegkom en die chariot of fire wil maak nie. Amen. Die kerk gaan gevul wees met die klank van liedere, met vreugde en blydskap, want ons gaan oor hierdie goed heers, en genesing gaan onder die vleuels wees van hierdie son van geregtigheid wat gaan opgaan. As ons net hierdie ding kan regmaak en regbou. Nou goed, nou wil ek terugkom waar ek was. As die Here iemand roep, en hy sit hierdie dwang, hierdie angs en hierdie roeping op hom, dan het so 'n persoon mense nodig, want ons moet saam hierdie ding doen, ons moet saam bou. Jy onthou uit Nehemia uit wat ons gekyk het hoe die ouens gebou, né? Die aptekers het gebou langs aan die, wat was dit gewees? Die staalwerkers. Onthou julle? En so het elke ou sy ding gedoen en sy deel gebou. So, as die, ek wil nou gou vir julle sê waarheen ek gaan. Nou roep die Here iemand. Nou, ek praat nou van, nou moet ek my woorde mooi kies. Ek praat nie van 'n plek waar dit 'n job is nie. Né? Soos die ene dokter is, en een is 'n advokaat, en die een is dit, soos een oue prediker, of 'n predikant, of 'n noem dit. Gekies as 'n job. Ek praat nie van dit nie, ek praat van waaragtige roeping. As gevolg van, of deur voorafgaande wedergeboorte. Julle hoor wat ek wil sê, né? Ek praat waar ouens ernstig is met die Here en so aan. Nou roep die Here so ou, en die verwagting is, dat so iemand, en ek wil nou 'n bietjie ou taal gebruik, aan die brand sal wees vir die Here. Julle hoor wat ek wil sê. Want hy dra hierdie ding. God het hom, as jy na Paulus kyk, hy sê ons ouens, aan ons is gegee om die verborgenhede uit te haal vir die mense. Aan ons is gegee om grace te dra vir die mense, in staatstelling, nie saving grace nie, in staatstelling, goddelike in staatstelling, om die ouens te bring by die punt van volwassenheid. So, hierdie ding, met ander woorde, as die Here 'n ou roep, dan, ek wil nou kom by Dawid se 10,000.
Dawid se manne sê vir hom, jy is soos 10.000 van ons. Nou hoekom is dit so? Wat maak dit? Wat is die 10.000? Is hy 10.000 keer beter as die ander ouens? Nee. Dawid, daai ouens kon Dawid soos 'n Sondagskool piknik laat lyk. Soos hulle leeu's doodgeslaan het en reuse doodgeslaan het en goed. Alhoewel Dawid 'n fenominale krygsman was, maar Dawid het grys gedra. Julle hoor wat ek wil sê. Dawid was soos 'n geroepene. Dawid was soos die voorafskaduwing van Christus gewees. Aan die ander woorde, dit wat Dawid in die gees was, sê sy manne vir hom, jy is soos 10.000 van ons. Nou wat wil ek daardeur sê? In hierdie dag, luister mooi my broeder en suster, in hierdie dag wil die Here daai gap tussen die 1 en die 10.000 kleiner maak. Julle hoor wat ek wil sê. God wil daai gaping, met ander woorde, kom ek sê dit so in leuke taal, ek wil nie die roeping alleen dra nie. Ek wil nie hierdie angs en hierdie dwang wat my opgelê is, moet nie myne alleen wees nie. Julle hoor wat ek wil sê. Julle moet saam met my, ons moet saam hierdie ding doen, ons moet saam hierdie ding bou. En ek wil vanmôre dit aanspreek wat miskien die oplossing daarvoor is. OK, ek dink ek het dit nou min of meer vir u duidelik gemaak waarheen ek op pad is. Met ander woorde, daar's nie 'n ding van om te sê man, ek is 'n geroepene van die Here, ek is soos 10.000 van jy nie. Asseblief, dit was 'n spreekwoordelike aanhaling in daai tyd om vir ons te verstaan, te laat verstaan hoe voel God oor hierdie goed. Maar God wil die gap tussen die 1 en die 10.000 wil hy kleiner maak. En as een woordjie wat dit gaan beskryf en gaan oplos. Wys gou vir my slide 15 asseblief, Amelia. Wat staan daar? Ek hoor nie. Eienaarskap, OK, nou kom ek lees gou vir wat ek hier geskryf het. Ons is besig om te kyk na die bou van God se kerk, hoe hy sy gemeente gebou wil hê. Ons het by leierskap begin en gepraat oor hoe om saam met leierskap te loop. Ek gaan nou sommer net vir u so, aangesien God ons reis na volmaaktheid in die hande van leierskap geplaas het, maak dit net sin om te leer hoe om saam met leierskap te loop, om so gou as moontlik daar uit te kom. Nou op die pad na perfection het ons by verskillende goed stil gestaan. Ek hoop u hou hierdie goed en of skryf dit neer of gaan revisit dit en so aan by tye. Een van die voorbeelde of een van die stasies waar ons by stil gestaan het, was die voorbeeld van Dawid en die lesse wat ons geleer het uit die lewens en optrede van sy helde. Gaan revisit daai goed, gaan lees daai goed in die Bybel. Fenominale goed. OK, dis deel van die baie belangrike faset van leierskap in die gemeente en hoe ons saam met leierskap moet wandel na hierdie eindpunt toe. Nou, as jy nie saam met die leier kan loop nie, ek nou net gou my sin mooi sê, jy sal saam met my moet loop as God jou in hierdie gemeente geplaas het. Waarever God jou plaas, moet jy saam met die leier kan loop. Is dit reg so? Dis eintlik obvious, as jy nie die pad saam wil loop nie. Jy weet, toe ek hierdie goed voorberei het en sit en bedink die woord, toe kom maar 'n prentjie by my op. Imagine jy wil Everest gaan klim. Maar jy, nou, hulle het mos daai gidse, julle ken mos daai Sherpas, né? Dis die woord wel gewees, Sherpa, daai gidse wat jou opvat, wat sulke goeie klimmers is en wat in daai dun lig kan, hulle is nou maar net gebou daarvoor. Maar jy sê, ek wil Everest gaan klim, maar ek soek nie 'n Sherpa nie. Ek soek nie sy leiding nie, ek gaan dit self doen. Niemand gaan my daar opvat nie. OK, so jy besluit jy gaan dit op jou eie doen. Dink jy gaan die eindpunt bereik? Die Sherpa is gegee, luister, en opgelei om jou daarheen te vat. En indien hulle jou sou toelaat om dit self te doen, wat ek nie dink hulle sal doen nie, sal die berg vol mense gewees het, wat oral op hulle eie ronddrentel en geen rigting of hoop het om daar uit te kom nie. Oral rondom hulle lê die oorskot van ander, wat dit op hul eie probeer doen het, maar hulle sal nie leer nie. Luister mooi, oral
Sê nou maar dit gebeur daar op die berg. Sal die oorskot lê van ouens wat dit self wou gedoen het. I did it my way. Onthou julle dit? Wat dit self probeer doen het en dit nie bereik het nie. Vandag sit daar honderde duisende Christene by die huis offended. Offended, hoekom? Want hulle wou dit self doen. Hulle wou dit op hulle manier doen. Sê gou amen. Dis die waarheid. In Mosselbaai sit daar vandag duisende vanoggend wat geen belang meer het nie, want hy het ergens offens gevat, want die pastoor of die dominee of wie ook al wou dit nie doen soos wat hy dit wou gedoen het nie. Sien julle hoekom moet ons daai gap kleiner maak? Die kerk is net so, ons het baie mense wat net hulle eie ding doen soos dit hulle pas en hulle het geen doelrigting of orde in hulle geestelike lewens nie. Nou, voor jy slide 16 wys, hou hom net gou terug, Amelia. Uit Dawid se manne het ons 3 dinge gesien wat hulle die eerste plek besorg het. Kom ons sê nou maar eerste plek. Nou onthou nou, ons het baie duidelik gesê, dis nie God wat so sê of Dawid wat hulle uitverkies het omdat hulle sy chommies is of iets nie. Dis vir jou om te attain. Is dit reg so? They attained not unto the first 3. Daar was 'n first 3 in Dawid se manne se rangorde. They attained to something. Hulle het self iets gesien en daarna toe attain. En die ander, dan kom hy by hierdie ouens het soveel leeu's doodgeslaan, tralala, dan sê hy elke keer, but yet they did not attain unto the first 3. Dis 'n saak van waar jy wil kom. Sê gou amen. Niks te doen met wit broodjies en al daai goed nie. Ons het mos al hierdie lelike woorde en so wat ons gebruik het. Dit niks daarmee te doen nie. Nou goed, wie kan my sê wat was die 3 goed? Wat ons gesê het, hier's 3 van die goed wat kon maak dat hierdie manne die eerste 3 was. 3 eienskappe, 3 goed wat hulle exhibit het, wat hulle tentoongestel het, wat hulle gehad het, wat gemaak het dat. Wie kan my bietjie sê? Kobus, jy mag op jou foon kyk. Ekskuus. Ja, die eerste ding was, hulle kon geestelik waarneem. Wat ander nie waargeneem nie, het hulle gesien. Hulle het gesien, iets is nie reg nie. Saul hoort nie op die troon nie, Dawid hoort op die troon. Onthou julle dit? Dawid hoort op die troon. Dawid is die nou woord. Dawid is, okay, ek het nie tyd om op al die goed in te gaan nie. Hulle het dit gesien, hulle het waargeneem in die gees. Geestelik waargeneem. Met ander woorde, as jy wil attain unto the first 3, dan is een van die dinge, jy sal moet begin goed geestelik waarneem. Jy sal moet geestelik groei, om met jou geestesoë goed te kan sien. Ek bedoel nie, jy moet spooke sien nie, ek bedoel jy moet sien wat God wil doen. Okay, wie kan my nog iets sê? Okay, ek hoor nou vinnig 'n klomp goed. Sê net bietjie harder. Aangemeld, Mekka. Okay, gee gou vir my slide 16. Hierdie was die 3 goed. Hulle het geestelik waargeneem. Wat het hulle toe gedoen? Hulle het eienaarskap gevat. Met ander woorde, hulle het gesê, as u nog kan onthou, hulle het gesê, hierdie saak is my saak. Onthou julle dit? Commitment, hulle het dit hulle eie gemaak. Hulle het gesê, hierdie Lensieland los ek nie, voor ek hierdie klomp Filistyne verslaan het nie. Hy het nie gesê, ek gaan roep vir Dawid nie. Hy het gesê, ek maak hierdie ding my eie taak. I will finish this job. Ek maak dit asof die Here, luister mooi, die las op my ook gelê het. Ek sal optree asof die Here my ook geroep het. Weet jy wat is jammer? Ek dink ek wil dit gou hier insit. Dis baie hartseer wanneer mense in 'n gemeente, ek praat van ouens wat tydelike werk het, al die goed. Dit is nou nie mooi om al hierdie woorde te gee nie, maar julle hoor nou wat ek wil sê. Baie keer sulke ouens, as hulle nou
geestelik begin groei en hulle raak aan die brand. Nou, ek weet nie wie was aan die brand nie, maar is my favorite suster daai. En hulle raak aan die brand. Dan kan hulle baie keer nie meer onder gesag staan nie. Julle weet waarvan ek praat nie. Dis ja hartseer. Hulle raak geestelik nader aan die Here, meer volwasse, maar terselfdertyd kom die duiwel in. Want die duiwel het gesê, I want to be on top. Onthou julle? Esegiel 28, Jesaja 14. I want to be on top. Dis sy eienskappe daai. So baie ouens wat eienaarskap wat geestelik raak en geestelik groei, begin krities raak. En kan nie saamwerk nie, dis hartseer. Hulle het nie gesê, ek gaan hierdie Lensieland vat en dit my eie maak nie. Hulle het gesê, ek gaan hierdie taak my eie maak, sodat dit Dawid kan dien. Onthou u? Onthou u dit? Ons het daaroor gepraat. Sodat dit wat ek doen, ek maak dit my eie, asof God my geroep het, asof God die las op my gelê het, vir my 'n roeping gegee het, maar dit wat ek doen is daar om die saak te dien, nie om my eie belang te dien nie. Dis hartseer, dis jammer, en dis hoekom baie ouens vandag offended by die huis sit, en glad nie meer met die kerk iets te doen wil hê nie, want hy kon nie onder gesag staan nie. Jesus sê, ek het vir julle gesag gestuur, sodat ek julle kon toemaak as 'n covering, maar julle wou nie, julle het hulle doodgemaak, dieselfde gebeur vandag. Net in 'n ander sin, miskien nie fisies dood nie. OK, geestelike waarneming, gee weer vir my eienaarskap, en dan die derde ding is uithou vermoë. Uithou vermoë. Daai een ou het 800 Filistyne alleen op een dag doodgeslaan. Ander plek sê hy 300. Hy het nie gestop. Hy het nie gestop voordat die laaste ou gelê het nie. Dis crazy, ouens, is verskriklik, maar dit is so 'n fenominale geestelike les. Hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Hy wat ons spiritual greatness is seen in uithou vermoë. Endurance. He that endures to the end will be saved. Hy wat volhard tot die einde toe. Hy het elke ou, en hulle het seker regroep en bietjie gerus, en dan het 'n paar gou gehol vir water of wat ook al, en hy moes dit aanhou fight. Maar hy het gesê, ek gaan hierdie ding deursien. Dis ongelukkig, weet jy wat, kom ek sê nou gou vir een, ons jonger mense moet regtig luister vanoggend. Dis goed wat uit ons samelewing uit verdwyn. Ons kom met ouer geslagte wat regtig kon vasbyt. Is dit die waarheid? Wat kon vasbyt, wat vasbyt ken. Daai goed verdwyn, ons leef in 'n dag van knoppies. Knoppies, remotes, sit op die bank op jou verlede en werk net 'n remote. En alles moet remote werk, jou ma moet die pap remote bring. Pap, melk. Julle verstaan wat ek bedoel. En ons verloor ons uithou vermoë, ons verloor ons grit, ons verloor ons vermoë om vas te byt. Vas te byt, ons kan nie meer goed deurmaak nie. Weet jy wat het ons voorgeslagte deurgemaak? Hier's miskien mense wat in daai tyd nog van dit weet. Hulle het op die straat die woord verkondig, dan is hulle gegooi met vrot vleis en met vrot tomaties en gehoon en gespot. Sal jy dit vandag nog doen? Miskien het ons te grand geraak. Maar die ouer gardes het uithou vermoë gehad. En jy sien, ongelukkig laat ons toe dat die gees van die tyd, want hierdie goed is vrugte van die Heilige Gees. Dit behoort in ons te wees as ons die gees van die Here het. Behoort jy hierdie goed te hê? Maar ons sê ons is met die gees vervuld, maar ons laat toe dat die gees van die tyd ons gedrag bepaal. En ons kan nie meer soveel uithou nie, as dinge nie ons pad gaan nie, dan vat ons goed en ons loop. En ons maak of ons van Ferreira is. En ons vat ons goed in trek. Jammer, maar dis hoe dit is.
So hulle het uithou vermoë gehad, geestelike waarneming, eienaarskap en uithou vermoë. Wys al gou weer, sit hy daai. Waarneming, eienaarskap en uithou vermoë. OK. Nou een van die belangrikste aspekte hiervan, ek wil gou 'n bietjie hier by tyd spandeer, is eienaarskap. Eienaarskap, dit is so belangrik as jy saam met leierskap wil loop, is jy moet eienaarskap vat. Ouens, luister, solank jy 'n lewe het en 'n attitude van make me pastor, make me Jesus, make me. Solank jy daai houding en daai eienaarskap het, maak jy dit vir leierskap baie, baie moeilik. Jy moet 'n tuin en jy moet iets van jou kant af insit. Jy moet hierdie verantwoordelikheid deel. Die Here wil mense rondom 'n leier sit om die taak klaar te maak. En daai mense kan nie spectators wees, toeskouers en kritiseerders wees nie. Hulle moet hulle self verbind en commit en saam skouer aan die wiel sit en ook hierdie saak al eie maak asof hulle deur die Here geroep en aangestel is. Baie, baie belangrik. Ons is almal medewerkers van God en rentmeesters van die koninkryk van God. Almal van ons. Nou, sit gou vir my punt 3 daarop. Hierso, nou kom ons by die hoe, die gritty. Wat moet ons doen en hoe vat ons eienaarskap? Hoe vat ons eienaarskap? Ek wil gou vir die 3 goed gee. 3 goed gee. Punt nommer 1. Punt nommer 1, en ek sit hier in Engels want ek kan nie lekker Afrikaanse woorde daarvoor kry nie. Punt nommer 1 is, jy word 'n magneet, 'n aantrekking vir die heerlikheid van die Here. Wat bedoel ek daarby? Jy doen iets om te help dat daar verandering en vooruitgang kom. Jy self word 'n punt van kontak, wat ek nou gesê het, tussen hemel en aarde. Jy sorg dat die Here jou nie kan mis nie. Hebreërs 10. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree. Sê gou, laat ons toetree. Laat ons toetree. En hier is weer wat Deedrey van gepraat het, 'n waaragtige hart, volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Met ander woorde, daar's 2 fasette wanneer jy toetree, en dit is jou liggaam en jou gedagtes, jou liggaam en jou hart. Nou, jou siel en jou nie die gees nie, jou siel, jou hart en jou liggaam. Stel julle liggame as heilige offers. Onthou julle Romeine 12. Dis die goed wat jy moet doen wanneer jy toetree. Met ander woorde, wat bedoel ek? Jy raak 'n attraction vir die glory, die heerlikheid van die Here kan by jou nie verbygaan nie. Nou wat bedoel ek regtig daarby? Ek bedoel een plek byvoorbeeld, wanneer ons in die kerk saamkom en ons sing, dan staan jy nie soos 'n soutpilaar wat omgedraai het om Sodom te sien verbrand. Hoor julle wat ek sê? Jy kry lewe. Raak 'n attraction vir die glory, man. As jy so staan en sing, dan die Here gaan by jou verby, man. Jy gaan dit nie eens weet nie. Julle hoor wat ek wil sê. Maar wanneer jy God vasgryp, dan sê die Here, hey, kyk hierdie kind van my. My oë deursoek die hele aarde om so iemand te kry. Hier sê ek het hom. En jy maak net die taak vir almal baie makliker. Hoor julle wat ek wil sê? OK, ek wil aangaan, die tyd gejaag my bietjie. Punt nommer 2, belangrik. Hoe vat ek eienaarskap? Wat doen ek? You secure the word and the vision of the leader. Nou, jy werk saam. Jy vat die woord wat ons bedien. Jy vat die visie, jy vat die goed, jy maak dit jou eie. Ek wil vir die Deuteronomium 6 lees. Deuteronomium 6. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here God julle beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waar julle oortrek om besit te neem.
dat jy hom kan vrees, sy insettinge gebooie kan hou, jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Sê kind en kindskind. Ek weet nie wat hy die 4de geslag noem nie, maar dis nie algemeen dat jy jou 4de geslag gaan sien nie. Sommige ouens is lucky om ouma grootjie of oupa grootjie te wees. Né? En dis 'n voorreg, dis 'n eer. Maar dis nie die norm altyd nie. Met ander woorde, nou kom die Here en hy stel die lyn, die voorbeeld. Hy sê jou kind en jou kindskind. Sê gou vir die ou langs jou, jy's hier vir jou kind en jou kindskind. Vat vanmôre eienaarskap vir jou kind en jou kindskind. Hoor jy wat ek sê? My kind en my kindskind, en as daar verder af is ook, dis my opgelê. Dis om eienaarskap te vat. Dis 'n tall order. Dis 'n tall order. Daar's 'n plek, Jesegiel 30 dink ek, waar die Here sê, God het hom verbaas dat daar niemand in die gap gestaan het nie. Hy was verbaas dat daar niemand was wat toetree en sê, hierdie taak is myne nie. En ons verloor geslagte. Cheap, sommer maar net so. OK, dit gaan nog lekker raak. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat jy baie kan vermenigvuldig soos die Here God van jou vaders beloof het. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Nou, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Alles begin by loving God. Deur God lief te hê. Lief te hê, dis waar dit begin. Jy kan niks doen daar sonder nie. Jy kan geen taak uitvoer sonder dat jy God waaragtig liefhet nie. En met hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet waar wees? Ja, onthou nou wat Deedrey vanoggend gesê het, né? Waar moet hierdie woorde wees? Die beginpunt is die woord wat God beveel. Met ander woorde vir ons, soos ons hier sit vanmôre, die woord van hierdie season en hierdie goed kan nie op 'n ander plek eerste wees nie, dit moet in jou hart wees. As jy wil instaan en vanmôre eienaarskap vat vir jou familie en hulle wat kom en wat ook al, maak nie saak nie, dan is die heel eerste ding, hierdie woord moet in jou hart wees. Sommige ouens kom hulle lewe lank saam en hulle weet nie wat die apostoliek is nie. Hoor julle wat ek sê? Dis scary ouens, dis scary. Dit pla my. As ek nou kan sê, dit laat my wakker lê in die nag, dan wil ek amper so sê. Hoe kan jy saamloop en hierdie woord is nie in jou hart nie? Jy het nog nooit hierdie ding gegrip nie, jy het hom nie verstaan nie, maar jy maak nie moeite nie. Jy worry nie. Dit verander nie jou lewe nie, dit impak jou nie. Dit kon net sowel enige ander woord gewees het. Dit change nie jou lifestyle en jou thinking nie. How can you? Sorry, julle het vanmôre gehoor die wat is moeilik? Die woord, of wat? Nou, hy is moeilik. Ek is ook moeilik vanoggend. En jy moet dit jou kinders inskerp. Wow. En daaroor spreek. Check hierso. As jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Met ander woorde, hierdie woord moet beweeg van jou hart na jou huis. Hoor julle my broeder en suster? Hoor julle my? Hierdie woord moet beweeg van jou hart na jou huis. As dit jou hart geïmpak het, dan moet dit jou huis impak. Jou kinders moet lewe soos dit in jou hart is. Baie ouens het chaos in hulle hart en hulle kinders is in chaos. Hulle huis is in chaos want hulle lewe is deurmekaar. Jou kinders moet lewe soos wat dit in jou hart is. Paas, oupas, sê gou amen.
of sê eina. Jou huis moet homself orden. Onthou julle toe die Here gesê het, kom ek wys julle my orde, toe stig hy hulle in huisgesinne en goed. Onthou julle dit? Jou huisgesin moet georden wees soos wat dit in jou hart is. Nie soos wat die skool hom leer nie, nie soos wat die social programme hom leer nie, nie soos wat die gees van die wêreld hom leer nie, soos wat dit in jou hart is. Halleluja! Skus as ek skree, ek raak so excited. Hier is die bronpunt van alles. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart. Nou gaan ons mos die regte ding bou, man. Maar Paas vandag is so flabby en so, wat is die woord wat ek soek? So nonchalant, so non-care. Ek lees so 'n dag 'n ding, iemand het dit op die groep gesit, dink ek. If church is optional to you, it will become irrelevant to your children. If church is optional to you, it will become irrelevant to your children. En ek en jy, ek dink nie ek hoef vir u te sê nie, voorbeelde te gee nie. Ons kan sien hoe lyk dit oor die wêreld. My huis moet georden wees volgens die woord wat in my hart is. Sê amen. Nee, ek soek 'n beter een. Jou huis moet georden wees volgens die woord wat in jou hart is, pa, oupa. So kom die Here eerste gaan hy vir die hart. Eerste gaan hy vir die hart. Het jy hierdie woord in jou hart? Het dit vir jou revelation geword? Het jy jou lewe rondom dit aangepas? Of het jy die apostoliek in die kerk, maar jy leef nog soos jy wil? Jy het nie die Sherpa nodig nie. Sy auntie, hy kan die berg gaan klim as hy wil. Ek klim homself. Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Ek gaan vanmôre luister. Jy moet nou mooi luister. As jy wil loop, moet jy nou loop. Ek gaan vir jou 'n ernstige challenge vanoggend gee. As ons praat oor eienaarskap, kan ons nie goedkoop hier uitgaan nie. Dit vra van ons commitment. As jy in daai Lensie land is, en as 800 Filistyne, en jy het hierdie saak jou eie gemaak, dan gaan jy hom moet deursien. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, voorhoofsband tussen jou oë, deurposte van jou huis, poorte skrywe. Vers 17, julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienis en sy insettinge wat hy jou beveel, ywerig onderhou. Sê gou ywerig. Ons dink as ons hy Levitikus al hy wette goed lees, dan dink ons, oh, what a slip. Die Here sê, ek wil hê julle moet dit ywerig doen. It's crazy, hè? As jou seun jou later vra en sê, wat beteken die getuienis en die insetting en die verordeninge wat die Here onse God julle beveel het? Dan moet jy aan hom kan sê, pa, wat sê jy as jou seun vra, wat is die apostoliek? Wat is hierdie apostoliek wat hy oom wat so baie raas daarvoor sê? As die woord nie in jou hart is nie, gaan jy hom nie kan antwoord nie. My seun, nee, dis maar iets wat van Amerika af oorgewaai het, maar dit sal weer klaar kry. Moenie worry nie, is nie lankie, dat sou een van 'n klos daar van Amerika wat nou weer met die ding gekom het, maar moenie worry nie, dit sal gou weer oorwaai. Hey, this word is going to finish the job. Jy beter hom vat, en jy beter hom ken. Moet jy aan jou seuns sê, ons was slawe, ons is deur 'n sterke hand uitgelei. Here het groot en onbenk tekens gedoen in Egipte aan Farao en sy hele huis. Hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring. Dis mooi, né? Sodat hy ons die land kan gee wat hy aan ons vaders met 'n eed beloof het.
Hy het ons uitgelei om ons in te bring. God het jou uit sonde uitgelei om jou ergens heen te vat. Die Here het jou nie net uitgelei om jou te red nie. Hy het jou uitgelei om jou by perfection te bring. En op daai pad, as jy sê die Here het jou hier geplaas, dan is dit een van die goed, dan het hy jou uitgelei om jou by Juda te plaas, sodat jy by perfection kan uitkom. En ek vat verantwoordelikheid daaroor, dis hoekom ek dit goed sê. Ek slaan nie in die lug soos iemand wat nie weet waar hy slaan nie. Ek sal hierdie goed sê, want dit is hoe dit werk. En ons moet ons mind opmaak of ons deel is daarvan. En die Here het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here ons God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou, soos dit vandag is. En dit sal, check hierso, geregtigheid, wow, hierdie is 'n great woord, dit sal geregtigheid vir ons wees, as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die Here ons God, soos hy ons beveel het. Nou ons weet geregtigheid in die Nuwe Testament kom deur Christus, is dit reg so? We became his righteousness, dit was vir ons gegee. Ons het sy geregtigheid geword, maar nou moet ons soveel te meer die toepassing daarvan. Nou beteken dit nie jy kan alles van die Ou Testament weggooi nie. Daar's baie principles en goed, ordinations en goed, wat die Here ons gegee het, wat ons volgens moet leef. Lig op ons pad, soos ons vanoggend gehoor het. Hierdie woord moet in jou hart wees. Luister mooi. Hier begin ek nou by die styk kom. By die styk. Hierdie woord moet in jou hart wees. Luister, dit wat van hierdie kansel afkom en van die Here afkom, moet by die huise en die lewens van elke gesin, familie en individu uitkom. Deder het vanmôre gebid van die grootste tot die kleinste, dis letterlik wat hy sê. Hierdie woord wat van die kansel afkom, moet by elkeen in die gemeente uitkom. Hoor julle my broeder en suster? Nee, ek klink nie of julle my hoor nie. Dit moet by elkeen uitkom. Dit moet die lifestyle van jou huis verander, dit moet die aard van jou kinders verander. Kom ek sê vir julle 'n ding, en ek gaan môre aand gaan ons met die leiers hierdie goed hanteer en so. Ek wil dit vir julle sê terwyl die kinders nou nie hier is nie. Ek kyk, né? Ek het gesê ek hou julle dop. Jy kan maar gaan swem, ek hou jou dop. Ek watch hoe die kinders teenoor my optree. Want daar's 'n set-man principle in die apostoliek wat die Here heel eerste gedoen het. Onthou julle die woord eerste? First in rank, time and place, wanneer God 'n ding eerste doen, dan het dit besondere betekenis. Die eerste ding wat die Here in hierdie nuwe seisoen uitgesort het, is leierskap. Daar's leierskap en daai leierskap se naam is 'n set-man principle, die een wat ek roep, the one whose rod is budding, die een wat ek wil hê moet leiding neem. Word nie meer deur 'n kerkraad verkies nie, God wys aan. Dis die Bybelse wy. En ons noem dit die set-man. Moses het vir die Here gevra, toe die Here vir hom gesê het, jou tyd is verby, toe sê hy, God, will you set a man in the congregation? Set a man, die set-man principle, en die Here sê, ja, jy gaan hom nie kies nie, ek het Josua gekies. Ek het Josua gekies. Ek weet nie hoekom ons een of ander tyd hierdie goed uit God se hand uit gehaal het nie, maar in 'n geval, ons is nou weer terug waar ons moet wees, of ons is op pad terug. Waar was ek nou? Nou is ek skoon uit my storie uit. Ekskuus? O, ja. Dankie. Nou, as daar 'n set-man principle in die kerk is, dan moet daar 'n set-man principle in die huis wees. Is dit reg? Kom ek noem, ek hoop nou nie ek maak iemand kwaad nie, maar die Bybel sê vrouens, wees aan julle mans onderdanig. Julle verstaan? En die het jy sirup gekry daar. Ek spot aan, hoor. Okay, maar kan julle hoor wat ek wil sê, né? Ek maak nou net 'n grap, asseblief, ek is nou nie op 'n trip nie.
Maar as daar 'n set-man principle, kom ons stel dit so. Hierdie goed kom van die hemel af. Nee. There's a set-man principle in heaven. Daar's 3, maar daar's 1. God die Vader. Julle hoor wat ek wil sê. Daar's 3, maar daar's 1. God die Vader. Dit is 'n principle in God. Dis nie goed wat ons uitdink nie. Dis principles wat van bo af kom. Dis goed in God. As daar 'n set-man principle in die hemel is, behoort hy in die kerk te wees en behoort hy in die huis te wees. Is dit reg? Ja, jy kan met jou kop so skud, dis die waarheid. Ek kan vir jou in die Oxford gaan wys as die waarheid. Hy moet in elke huis moet elke persoon en elke kind hierdie beginsel verstaan. Hy moet hom verstaan. Nou, as jy hom reg lê as pa, as jy hierdie beginsel lê in die harte van jou kinders, wie die setman in die huis is, en dan moet jy leef soos 'n setman. Dit help nie jy draai sweep swaai en command gooi, rondgooi en so aan. Jy moet leef soos 'n setman wat God se goedheid na jou huis toe bring. OK, maar dis 'n heel vir 'n ander dag. Dan moet jou kinders dit weet, en dan moet jou kinders ook weet daar's 'n setman in die huis. Nou kyk ek, hoe groei die kinders my. Ek watch hulle. Die meerderheid van die kinders leef asof ek nie eers bestaan nie. En dis nie ek, myself, wat dit wil hê nie, dis die principle. As jy hulle kan leer, weet jy wat sê die Bybel? Hy sê in die Ou Testament, hy sê vir die grys hare moet jy opstaan. Wow. Nou ek worry nie oor opstaan, ek is nou nie op spesifieke goed nie, maar ek kyk en ek sien, ek kyk spesifiek vir dit, is hierdie principle in ons huise gevestig. In ons kinders se lewens, baie van ons kinders doen net wat hulle wil, hulle luister nie vir hulle ouers nie. Dis uit. Dis nie apostolic nie, hierdie apostolic trek die orde in die huis reg. En die orde in die huis is gebou op, daar's 'n setman van God in die huis. En dan gaan hy boontoe, daar's 'n setman in die huis van die Here in die kerk. So ek watch, ek kyk maar, ek maak my afleidings. Ek kyk hierdie goed en ek is baie keer huil ek in my hart, want ek besef dit gaan nie oor om 'n persoon te groet en dit het niks daarmee te doen nie. Dit gaan oor the principle has not been laid. The principle, the foundation has not been laid. En eendag wanneer daai kind hierdie goed nodig het, dan het hy dit nie ingebou nie. En ek wil vir jou sê, die dag waarin ons lewe en die dag wat ons ingaan, gaan hierdie goed al hoe meer relevant raak. Jou kind het die leiding en die rigting nodig wat hy moet kry. Van jou as ouerpaar en van die gemeente, hierdie goed ontsettend nodig. Maar dan moet jy hom leer. Jy moet leer om die gesag te respekteer. Is dit reg so? Ja, dis waar. Kyk wat maak hulle vandag met onderwysers. Dis skandalig. Gooi gesag net weg, wil net geen bondage oor hulle hê nie. Nee, ons moet ons kinders anders leer. There's a set man in the house. En jy, my liewe seun, gaan eendag self 'n set man wees. Hey man, ek like hierdie preek. Halleluja. Derde punt. You catch the spirit of the leader. Ek sal kyk nou môre aand met die leiers en so daar's 'n video, 'n preek video. Is eintlik 'n typie gewees, maar so 'n video en toe word dit 'n CD, DVD. As iets wat ek vir julle sal deurgee vir die huiskerke een of ander tyd rondom hierdie onderwerp. Maar ek wil nie te veel daarop ingaan nie. Nummer 11. Onthou die opskrif is You catch the spirit of the leader. Nummer 11. Toe sê die Here vir Moses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel bymekaar, van wie jy weet, sê gou jy weet, dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is. Met ander woorde, Moses, jy ken hulle, moenie jou vyand bring nie. Dan is jy dom.
en bring hulle by die tent van samekoms, dat hulle daar by jou kan staan. Dan sal ek neerdal en daar met jou spreek, en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê, en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te doen nie. And I will bring the gap between the 1 and the 10,000 closer. Want ek sal jou gees, ek sal nie met 'n ander gees werk onder jou nie, ek sal jou gees op hulle lê. Wow man, hierdie goed is so lewendig. Dis mos hoe die kingdom werk. Filippense 3, ek wil klaarmaak. Is amper klaar. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid by die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie. Maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die ding wat agter is, trek my tot wat voor is, jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Nou luister mooi. Elkeen wat sê hy is deur God geroep, behoort so te wees. Stem julle saam met my? Elkeen wat deur die Here geroep is, sê hy is geroep deur die Here, ek bedoel nou voltyds, behoort so te wees. Maar nou, die Here vat van die gees van Moses, wat op Moses is, en hy sit dit op die res, op die leiers, okay? Nou, kom ons gaan verder. Laat ons almal dan wat volmaak is, of ons kan seker sê op pad na volmaaktheid, né? Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. Laat ons almal dan wat gaan lees Filippense 3 nou weer, ek het nou vinnig daaroor gegaan, ek gooi agter wat verby is, jaag na die prys, al hierdie tipe goed. Alles wat my wins as drek beskou en so. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, gaan julle sukkel om die leier te help by waar hy moet uitkom. Hoor julle wat ek wil sê? As julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees. Vers 17, wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis, want ons burgerskap, vers 20, is in die hemele, van waar ons as verlosser verwag die Here Jesus Christus. So Paulus sê, ouens, as jy nie so gesind is nie, is daar 'n probleem. Is daar 'n probleem? Laat ons eensgesind wees, vers 17, wees ook my navolgers, broeders. Die challenge wat ek vanmôre vir julle wil stel is julle soos ek? Of is ek nog soos 10,000 van julle? Het jy dieselfde hart en ywer vir die saak van God as wat ek het?
Die woord sê dis waar ons moet wees. Baie ouens weet nog nie eens wat beteken die woord apostolic nie. We're missing somewhere, there's a vacuum. Daar's 'n vacuum. Baie van wie ek sê wandel as vyande van die kruis, maar ons burgerskap, ons geboorte is in hemelse plek. Ons geboorte is in die gees, ons is nie van hier rond nie. Met ander woorde, daar's geen rede hoekom daar 'n verskil tussen ons moet wees nie. Geen rede nie, ons burgerskap is almal daar. We are born from above, sê Jesus. Gebore uit gees en waarheid. As julle van 'n ander gesindheid is, sal die Here dit aan julle openbaar. Ek lê vanmôre hierdie challenge by jou. Kan ons verder bou voor ons dit uitgesort het? Is jy saam met my waar ek is? Ek sê nie ek is beter as jy nie. Ek sê net ek dra die roeping van hierdie ding in my hart. Ek het die dwang is my opgelê. Voel jy dieselfde? Het jy eienaarskap gevat? Of is dit nog make me pastor, make me? Is jy waar ek is? En asseblief, hoor my mooi, ek sê nie ek is hoër as jy of verder as jy, verder, dis nie wat ek bedoel nie, ek verduidelik dit nou vir julle. Het jy dieselfde unction, dieselfde dryf? Het jy dieselfde ding as ek? Dis hoe ons moet bou, dan bou ons dieselfde ding. Kan jy imagine God sê, ek sal jou gees vat en op hulle lê? Wat 'n gees moet op die gemeente kom? Die gees wat op die setman is. Is dit so? Vra dit vir jouself vanmôre, antwoord dit vir jouself. Is dit so? Dra jy my gees, dra jy my DNA wat eintlik God se is? Of is jy nog op jou eie trip? Dis 'n ernstige challenge wat ek vanmôre vir jou rig. Dis nie meer net, iemand het nou eendag gesê, die preke raak nou ongemaklik. Ongemaklik, is great, dit moet so wees. En wat het Deedrey gesê is moeilik. Maar ons kan nie suksesvol bou sonder dit nie. So as jy my gees het, dan bring jy hierdie gees na jou kinders toe. Van die grootste tot die kleinste moet dit dra. Hoor julle ouens, ek wil nie in die wind praat nie. Hoor julle my? Dis hoe ons bou een ding. Ons bou nie 'n huis wat die kant lyk hy soos 'n semi-detached, maar die een lyk heeltemal anders as die ander kant nie. Ons bou nie so 'n ding nie, dis 'n flop. Bou een ding wat presies dieselfde lyk, van al sy angles af. Die Here sê vir hulle in Openbaring, hy sê, gaan mee die huis. Hy sê 1500 by 1500 by 1500. As nie verskille nie. Ek wil vanmôre vir jou ernstig vra, is jy daar? Is jy daar? En as jy nie is nie, gaan ek vir jou vra, wat gaan jy daaraan doen? Wat gaan jy daaraan doen? Wat gaan jy hierdie week met jou kinders doen? En ons gaan hierdie principles deurwerk na die kinderkerk toe. Verseker, ons moet hierdie goed teach. Ons maak nie kinders vir die hel groot nie, ons maak kinders groot vir die koninkryk. Om die koninkryk te laat kom. Ons gee hulle nie motivational speaking nie, ons gee hulle die woord van God. Want die woord van die Here het krag. Lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord vanoggend. En Here, ons ervaar in ons harte hoe u besig is om ernstig te klop. U klop deur u woord, want u sê ek klop by die deur en as iemand my stem hoor en oopmaak. Ons wil vanmôre u stem hoor wat deur u woord kom en ons wil oopmaak en ons wil sê kom in
en help ons om ons lewe te herrangskik. Help ons om ons mindset, ons thinking agter mekaar te kry, dat ons in die koninkryk van God kan operate. Ek dank U Here vir wat die Gees van God met elkeen wat hier vanmôre is in hierdie week gaan deel. Hoe ons met ons huise gaan deel, hoe ons met ons besighede gaan deel, hoe ons met elke faset van ons lewe gaan deel in die naam van Jesus, that we will be truly an apostolic people in hierdie verrottende wêreld in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen.